terwyl ons so staan, ek graag vir julle uitnooi, saam met my in gebed te tree. Jy moet vir jouself bid, wanneer ons bid nou nie. Wil jy moet saam met my intree, vir daai een persoon wat langs staan, wat dalk in jou familie is, dalk in jou omgewing, aanhede. Vraag jy dat jy saam met my tipe van 'n span maak, dat ons net 'n gebed, intersessie gebed intree op die stadium. As jy wil sit, is jy welkom. As jy wil staan saam met my, as jy hande wil opsteek, maar kom ons bid net saam. Here Jesus, as ons vandag hier kom, as deel van u kerk, deel van u familie, deel van die feit dat ons osself kinders van God noem, kom staan ons voor u in die naam van Jesus. En ons erken die feit dat u die God van die hemel en die aarde is, die soewereine God is. En u is ons Vader. Ons buig voor u neer. Dan nader ons u troon nou met boldness, soos die woord sê, om te bid, nie vir onsself nie, maar om te bid vir hulle wat rondom ons is. En Here, as ons wil groot bid, groot begin. Here, ons wêreld is in die moeilikheid. Die wêreld brand op so baie plekke. My hart breek so baie as ek dink die mense wat in oorlog getuisterde areas is. En die onveiligheid van kinders en vrouens en mans wat onskuldig staan. En ons bid, Here, vir daai mense. Ons bid dat daar iets sal gebeur, dat ons leiers van hierdie wêreld, soos wat u vir Farao se hart gedraai het, dat u hulle harte sal draai, om ons wêreld stil te maak, Here. Om nie na hulle self om te kyk nie, Here, help ons wêreld. Ons bid vir ons land, Here. Ag, Here, as ons net begin praat en wil gesels, dan kan ons soveel lyste dinge noem wat verkeerd is. Maar u is God na alles. U is God. U is God, en ons vra ook daar, Here, vir ons leiers, dat u sal intree, dat u met hulle sal wees, dat u hulle koppe en hulle harte sal draai na u toe, en dat hulle mens georiënteerd sal wees, nie self georiënteerd sal wees nie. Ons bid vir ons besighede. Here, sommige van ons besighede, Here, u weet hoe onderdruk hulle is, en die besluite wat geneem word, die mense wat hulle voor verantwoordelik staan, die werknemers. Ons bid, Here, ons bid dat u met hulle sal wees. Ons bid vir ons skole, ons universiteite, Here. En Here, ons bid dat die onderrig wat ons kinders ontvang, dat dit suiwer mag wees op een of ander manier. Here, ons bid dat u sal intree. Maar dan bid ons vir ons families, Here. Die paas, die maas, die jong mense, die kinders. Ag Here, u weet die mense, as ons so rondom ons kyk, ken ons amper, ek glo ons amper almal ken iemand wat 'n familie is, wat daar 'n familie is wat in die moeilikheid is. Het sy dit finansiëel is, of het sy dit in wat dit ook al mag wees, en ons kom tree in. Ons kom boldly to the throne of grace. You that said that you will help us in a time of trouble. En ons bid vir hierdie mense, Here. Ons vra dat u met hulle sal wees. En Here, as ons nou kom, dan sluit ons af met 'n stap van geloof wat sê, Here, u weet alreeds wat aangaan. En u het alreeds 'n God geskape antwoord geskep vir elke van hierdie gebede wat ons gebid het. En ons weet u is alreeds aan die gang. En ons kom in geloof, stap ons uit en ons sê, Here, dankie dat u alreeds werk. Al sien ons nie die antwoorde nie, al sien ons nie hoe dinge homself uitspeel nie, weet ons, God werk. En daarop staan ons. So daarom wil ons afsluit net besê, Jesus, Jesus, Jesus. En in geloof lees hierdie voor u neer. Maar ons bid in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. Goeiemôre. Want elke van u wat ek nog nie voor goeiemôre gesê het nie. Dis my voorreg om hier te staan en bietjie met u te deel. Dankie span, weer eens. Die weet jy wat ek so baie geniet van julle as julle sing?
Julle sing nie met julle monde nie, julle sing met julle harte. Uit die binneste uit. Baie dankie daarvoor. Goed, ek wil graag vandag met julle deel, as julle die slide vir my kan opsit asseblief, Johan. Rondom die onderwerp van hoop. Ek wil graag 'n bietjie uit my hart uit met julle praat van wat is hoop? Wat doen ons met hoop? En wat doen ons as ons hopeloos is in die proses? Ek het 'n hele paar versies wat ek graag met julle wil deurpraat. Ek wil so 'n bietjie uit my persoonlike lewe ook praat, as julle my sal toelaat. En ek wil graag hê dat ons net saam, net so 'n bietjie die woord hoop uitpak. Maar ek gaan vir Johan wag om net vir ons die slide op te sit, want ek wil hê ons moet die woord mis nie, wat dit aan betref nie. Kom ek begin gesels so lank, wanneer dit aan betref. Wanneer is die woord hoop hoor, dankie, dan begin ons altyd dan kan ons altyd begin sê, maar dit is iets wat nou ons almal oor kan praat. Daar was tye gewees in my lewe wat ek sê, ek het hoop gehad, môre gaan iets mooi gebeur. Gisteroggend het ons opgestaan en ons gesê, ons het hoop, vandag aan die Springbokke, daai klomp Engelse trap, ons het geweet wat gaan gebeur. Maar na 20 minute in daai game het ons sê, ons hoop gaan geantwoord word, dit gaan gebeur. Maar die volgende 20 minute het ons almal in die grond gesit en ons naals gekou, want die Engelse het teruggekom en hulle het goed beklei goed gespeel weer is wat dit aanbetref. Jy sien, hoop is iets wat ons almal deel, van tyd tot tyd tot tyd. Hopeloosheid is ook iets wat ons almal deel, van tyd tot tyd tot tyd. Ek wil graag dit so stel, dat as ons praat van hoop, dan kan ons sê, dit is byvoorbeeld om in die oggend op te staan, met 'n verwagting, dat ten spyte van watter omstandighede ook al, jy sien, Jacques het nou weer my, waar is hy? Jy sê met die tieners, hy het klaar die boodskap gepreek in sy begin, ten spyte van wat die omstandighede is, het ek hoop, dat iets betekenisvol, of iets positief gaan gebeur. Mense, as ek nie daai hoop het nie, julle ken mense soos waarvan ek praat, hulle het hoop verloor, en weet jy wat gebeur? Hulle raak siek, hulle raak depressief, hulle verhoudings gaan agteruit, hulle kry swaar in die lewe, want daar's nie hoop nie. Dan kry jy 'n volgende persoon, sy liggaam is siek, hy het dalk kanker, hy het dalk dat, maar hy het hoop in hulle lewens, en hulle gaan aan, en hulle glimlag, hulle gaan vorentoe, want daar's iets wat hoop is, iets wat die binnekant wat die binnekant hulle brand. Kom ons kyk na daai skrifgedeelte, die eerste skrifgedeelte wat ek graag wil hê, as jy net kan so toe gaan, Johan. Die woord sê, mag God, die bron van hoop, deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Sodat julle hoop sterker kan word. Luister 'n bietjie na die woorde wat die woord van God sê. Hoop is nie iets wat ek gaan koop nie. Hoop is nie iets wat ek sommer agter die kas optel nie. Hoop is nie iets wat outomaties net gebeur nie. Hoop is iets wat gebeur wanneer God iets hier binnenkant met my doen. Das voorbeelde, das so baie areas. Ek kan kyk na my persoonlike lewe. Ek kan kyk na waar ek vir myself sê, vandag gaan daar iets gebeur. Ek kan vir myself sê, vandag gaan mense wat rondom my is, gaan ons impakteer. Ek kan sê, vandag gaan God met my wees, ongeag wat die omstandighede is. Daar's baie area. Ek wil vir jou die vraag vra vandag. Is jy dalk iemand wat vanoggend opgestaan het, en jy het gesê, vandag is maar net nog 'n dag. Dit gaan maar net so 'n dag wees. Of het jy opgestaan en vir jouself gesê, vandag gaan daar iets gebeur. Iewester gaan daar iets gebeur. Al is dit, vandag gaan ek lekker eet. Of vandag gaan ek met 'n vriend of 'n vriendin sit. En ek gaan lekker gesels. Vandag gaan ek met God konnekteer.
Daar gaan iets goed gebeur vandag. Of jy opgestaan en jy het maar gesê, dit is maar net nog 'n dag. En of jy staan, miskien is dit net vandag nie, miskien is dit elke dag. Want jy het hoop verloor. Dan wil ek graag vir jou vra om saam met my te kom kyk, bietjie wat die woord van God sê, en ons gesels so bietjie rondom hierdie hele scenario. Ek wil 'n punt maak reg van die begin af. Hoop is nie iets wat iemand vir jou gaan gee nie. Iemand kan vir jou 'n woord gee, kan vir jou bemoedig, maar jy moet dit vat. Hoop is nie iets wat outomaties net op jou skoot gaan val nie. Jy moet dit gaan haal. En ek wil graag dit baie duidelik, baie pertinent vir jou kom stel, my broer, my suster, my vriend, my vriendin. Asseblief hoor wat ek hierso sê. Ek kan letterlik hierso stop as ek nadat hierdie woorde gesê het. Moenie verwag dat as jy na die nuus kyk, 8:00 in die aande, dat jy gaan wegloop met hoop nie. Moenie verwag dat jy net daar kan sit, en iemand gaan jou stap, jou hare vir jou krap, en sê, hier is hoop vir jou nie. Moenie verwag dat iemand gaan vir jou 'n persentjie bring, of 'n beker bring en sê, drink, net jy hoop nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy moet dit gaan haal, by die regte plek. Jy moet dit gaan haal, by die regte bron. Jy moet dit gaan haal. Dit is die woord, wat jy moet wegloop, wat dit aanbetref. Hoe gaan haal ek dit? Ek gaan haal dit deur die woord van God. Ek lees die woord van God, ek glo die woord van God, ek doen die woord van God. Ek wil dit vanoggend stel aan u, dat daar is onder andere 4 Bybelse geskenke, wat ons elkeen moet vat, op 'n daaglikse basis, uit die woord van God uit, wat ek moet eien. Daar's baie meer natuurlik, maar ek wil graag 4 aan jou stel vanoggend wat dit aan betref. Kom ons kyk na die 4. Die eerste ene is die area van my denke. Romeine 12 vers 2. Lees ons die woorde, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Hoe verander jy? Deur die vernuwing van jou karretjie wat jy ry, deur die vernuwing van jou laptop, deur die vernuwing van jou dieet, deur die vernuwing van jou gemoed. Wat is jou gemoed? Dis jou kop, dis jou brein, dis jou gedagte, dit is wat jy dink, dit is wat jy bo insit, die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy sien, daai geskenk is, waar jy begin besef, dat ek kan my kop, my gedagtes, ek kan kreatief wees, ek kan verander wat hierbo in my gedagtes kan wees. Jy sien, die probleem is, so baie mense fokus op dit wat verkeerd is. So wat fokus op so baie dinge wat swak is. So baie gedagtes, omstandighede, mense in areas van hulle lewens wat siek is, wat toksies is, wat verkeerd is. Ek het verwys na 8:00 in die aande. Ek ken mense wat elke aand meer as hulle Bybel lees, gaan sit hulle 8:00 in die aand, kinders bly stil, ons gaan nou nuus kyk. 3:30 se nuus gaan deur verby, en dan kom daar so 2 ure se gesprekke van alles wat verkeerd in die wêreld is. Want die nuus het ten minste 5 berigte gehad van dood, moord, korrupte regering en. Dan luister hulle dan, hulle word toksies, hulle praat, raai wat gebeur môreoggend as hulle opstaan. Dan is hulle hopeloos. Want hulle het hulle gedagtes volgemaak van dinge wat hulle net toksies maak aan mekaar. Ek sê nie, jy moet nie nuus luister of nie, dis nie wat ek nie sê nie. Maar my broer, my suster, as jy jou kop vol maak daarvan, is jy in die moeilikheid. Jy sien, die geskenk wat ons ontvang het, is dat God het vir ons 'n groot brein gegee, die vermoë gegee om keuses uit te oefen, wat ek in hierdie brein van my insit, en waarop ek keuses op uitoefen. Die geheim lê daarin dat ek fokus op hom. Kyk 'n bietjie na die volgende skrifgedeelte daar, so Hebreërs 12 vers 1 en 2. Ek lees hom volledig hierso. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons is.
met die oog, my gedagtes, my fokuspunt, my oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. Ek kan net hierdie vir jou, my broer, my suster, ek kan net hierdie onderstreep vir jou. Daar is so baie skrifgedeeltes wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Waar jou skat is, dit is waar jou waarde lê. Wat jy jou gedagtes mee vul, as jy afkyk, of as jy opkyk na hom, wat waar hy is, waar hy sit, daar is so baie skrifgedeeltes, daar is so baie, en mag ek sê, daar is so baie navorsing, daar is so baie spesialiste wat navorsing gedoen het, wat vir jou kan uitlig om te sê is dat, waar jy jou gedagtes plaas, bepaal die kwaliteit van jou lewe. Waar jy jou gedagtes plaas, bepaal hoe jou verhoudings is. Waar jy jou gedagtes plaas, sê vir jou waant jou pad is. Nou of jy nou jong mens is, en of jy nou middeljarig is, of onder middeljarig, of bo middeljarig is, of as jy, ons is nie gryskoppe nie, by the way, ons het silverkoppe, hoor? Ons is die silverboon, die top, soos wat hulle ook al noem, al is jy ook waar, in jou, wat 'n area van jou lewe is, en so aan, waar jou gedagtes gaan plaas, gaan jou hoop bepaal. In my persoonlike lewe sien ek dit oor en oor. Ek is nie vrygewaar deur hooploosheid nie. Ek sien ook dinge wat rondom my gebeur. Ek sien die potholes, ek sien die dinge, my kinders bly in Canada. Dan gaan kuier ek vir hulle. Dan sê ek, alles werk. Nou kom ek na Suid-Afrika toe, dan land ek by die lughawe en loop ek by die eerste badkamer in. Dan sê ek, ek is terug in Suid-Afrika, wat dit aanbetref. Ek sien dit ook raak, net soos julle, wat die dinge aanbetref. Maar ek moet vir jou sê, ek het uitgevind, as ek hopeloos begin raak, dan beter ek na my binnekamer toe gaan, ek moet Psalm 23 gaan lees, want dit is my Psalm, en hom bestudeer, gaan ek deur en ek spandeer tyd saam met God, dat God my gedagtes net weer 'n bietjie vasmaak. Totdat ek uitstap en my hoop is weer herstel. Ek vra vir jou, my vriend, waar stel jy jou fokus wat jou gedagtes aanbetref? Die geskenk is, God het vir jou gekop gegee, 'n gedagtes gegee, die vermoë gegee, om nie te bly met dit wat toksies is nie. Jy kan die toksiekheid, as ek so kan stel, oordonder deur die verteenwoordigheid van God. Jacques, dis hoekom jy my boodskap gesteel het, reg van die begin af, wat dit aan betref. Julle hoor wat ek sê? Kom ons kyk na die tweede ene. Die tweede een sê, geestelike gawes, vermoëns, of dan roeping. Jy sien, God het aan elkeen van ons 'n unieke roeping, 'n gees en geestelike gawes en vermoëns gegee om daarmee saam te gaan. Sommige van ons het 'n geestelike gawe ontvang om met mense te werk, ander met syfers, ander, jy werk met jou hande, jy is goed met machinery, jy is goed met iets. God het jy dit aan jou gegee. Dit is 'n geskenk wat hy dit vir jou gegee. Romeine 12 vers 6 en 7. En ons besit genadegawes, wat verskil volgens die genade wat ons gegee is dit profesie, na die maat van geloof of bediening, en in die werk van bediening, of wie leer in die lering. Die punt is dat ons almal het 'n gawe ontvang. En in daai gawe, saam met die gawe, lê 'n roeping. Dit is 'n gawe, dit is 'n geskenk wat ons ontvang het, mense. Nie een van julle hier so sit, het nie 'n roeping nie. Die platform, ek dink iemand het dit nou dag genoem in hierdie kerk, iemand het dit gestel. Die platforms verskil, maar jy het jy 'n goddelike roeping ontvang. Elkeen van ons. En jy moet dit as 'n geskenk sien. Jy sien waar hopeloosheid inkom, is dikwels wanneer mense kom sê, maar ek is nie meer, ek kan nie meer bydra as lewe nie. Mense, hulle dink ek is stupid. Mense dink ek het nie 'n plek nie. Ek het nie iets nie. Ek het nie wat ek kan byvoeg nie. Ek het nie iets om 'n bydrae te kan lewe nie. Ek is, wat is die woord? Wat is die woord wat ek soek? Ek is nie meer ek is nutteloos.
ek is, veral as wanneer jy begin jy werk verloor, of jy raak ouer, sommige mense val baie keer in daai hopelose gat van daarvan. Ek wil vir jou sê, my vriend, dat die punt is, dat die gawe lê dan, die geskenk lê dan, is dat jy het 'n vermoë ontvang. Jy het 'n roeping ontvang. En jy moet jouself begin sien as iemand wat 'n ambassadeur is van God, om jou roeping uit te lewe in jou omstandighede, in jou omgewing, deur die manier hoe God jou gemaak het. Jy moet uitgaan en begin by die klein goedjies. Begin by daai vrou wat in jou huis werk, daai man wat in jou tuin werk. Begin by die jochie wat jou petrol aangooi. Die persoon wat ongeskik is by Checkers se waar jy goedjies pak en alles en so aan. As hy so ongeskik is, sê vir haar, "Ai, sies tog, is die harde dag vandag." Praat met haar, praat met hom. En so gaan jy aan. Jou familie, die mense rondom jou, reik uit na julle toe. Dalk is daar een van julle, of 2 of 3 of 10 van julle, wat in die vermoë is om tientalle mense se lewens aan te raak. Dalk is jou familie so groot, dat jy 10 kleinkinders, of 10 kinders, of 10 vriende, broers en susters, of wat ek al. Hulle is almal jou plek om aan te raak met iets. Jy kan 'n chocolate koop, en dan stop jy by plek en gee dit vir iemand. Jy kan, waar jy ook al is, kan jy iets doen. En as jy nie kan Malawi toe gaan nie, is vir Zambië toe gaan nie, jy kan iets bydra wat dit aanbetref. Jy kan bid, maar jy het 'n roeping, my broer. Jy het 'n roeping, my suster. En hoor my woorde wat ek vir jou sê. As jy nie jouself sien as 'n persoon met 'n roeping nie, gaan jy hopeloos word, want jy dink jy's useless. Daar is die woord wat ek gesoek het. Jy gaan dink jy's useless. Jy is nie useless nie. Die geskenk is, God het vir jou genadegawes gegee. Hy het vir jou roeping gegee. Gaan doen jou roeping. Gaan lewe dit uit. En raai wat die vrug daarvan gaan wees? Jy gaan hoop hê. Jy sien, as jy begin besef dat jy's nie meer deel van die probleem nie, jy's deel van die oplossing. En jy word nou iemand wat letterlik bydra en nie net vat nie, dan gaan jy hoop begin ervaar in jou lewe, dat hierdie lewe is die moeite werd om te lewe. Jacques het dit vir ons uitgelig, en ons het amper die ding saam met hom belewe, toe hy gesê het van daai 40 mense, en ek weet nie of julle selfde gevoel het, dus ek het begin, wat noem hulle, ek so nou, wat is die woord? Wat is die regte woord? Claustrophobic begin, dit is so gevoel het. Ek net gedink aan reuke, alle goede, en so aan, wat dit alles aan betref, en toch kom hy uit, en hy sê die Here raak hom aan, en die Here tel hom op, om nog steeds te kon glimlag, en iets te kon sê van mense daar buite, wat dit aan betref. Daai is 'n ekstreme situasie, maar die meeste van ons lewe nie in daai ekstreme situasies, ons lewe in gewone situasies. En ek sê nou vir jou, my vriend, hou op om van mense te sien as tools, wat jy net kan gebruik. Sien hulle as God se voorwerpe, mense as iets, om na uit toe te reik. Net 'n glimlag, nie iets by te dra. Jy kan dit doen. Ek wil graag vir jou vra, kan jy net gou so, help my net hierso, draai gou na die mense rondom jou, en sê net vir daai persoon, jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Julle kan dit doen. Julle kan dit almal doen. Julle kan almal. Sê net vir daai persoon, jy kan. Jy kan. Jy moet net jou oë oopmaak. Daar's oralste plekke waar jy kan uitreik, wat dit aanbetref. Die oomblik as jy jouself begin sien as iemand wat 'n gawe het, en 'n roeping het, gaan jou lewe verander, en jy gaan begin hoop kry. Nou, ek weet nie hoe dit werk nie. Ek weet nie. Ek weet net dit werk. Dat die oomblik as jy begin om alle mense, as jy jou gesig begin sien as jou gesig in jou hande te sien, in jou tyd te sien, as iets wat ek kan gee,
ongeag of 'n mens iets vir my gaan teruggee, om die roeping uitlewe wat dit aanbetref, dan gee die Here vir jou hoop. En hy sê, met al die potholes hier rondom my, is die lewe die moeite werd om te lewe. Geskenk 1, my kop. Geskenk 2, my roeping. Genadegawes. Kom ons gaan kyk na die derde ene. Die derde een sê mense, familie en vriende. Die woord van God sê, Galasiërs 6 vers 2, dra, hoor 'n bietjie die woord, dra, jy kan met jou mond dra, maar is 'n bietjie beter as jy jou hande bysit, ja, jy kan met jou mond in jou hande dra, maar soms moet jy jou beursie oopmaak, jy kan jou mond en met jou hande en met jou beursie dra, maar weet jy wat amper die belangrikste is tyd. En tyd. Help mekaar se laste te dra met alles wat jy het. Dra mekaar se laste. En vervul so die wet van Christus. Julle weet, onthou julle wat die wet van Christus is? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele wese. Jy moet jou naaste lief hê soos jy jouself lief het. Dis die wet van Christus. En om mekaar se laste te dra, woord met jou mond, met jou oë, met jou hande, dalk met jou beursie, maar in die besonder met jou tyd, dan begin jy mekaar se laste te dra. Nou, ek wil weer sê, ek weet nie hoe dit werk nie. Maar as jy daai persoon begin word, wat jou gedenke begin verander, en jy het jou gawes, jou roeping wat jy begin uitlewe, en jy lewe dit uit met mense, by mense wat ook al, ek weet nie hoe dit werk nie, maar jy kry hoop in jou hart, dat die lewe die moeite werd is, om te lewe. Wat is daai liedjie? Because he lives, I can face tomorrow, ensovoorts. Julle ken daai liedjie, wat dit aanbetref. So ek wil dit vir jou stel, my vriend, das baie mense, wat graag ook iets vir bydra lewer na jou toe. Hierdie verjaarsdag dame wat hier voorgestaan het, jy het gesien hoe sy geshine het. Sy het selfs gedans. Jy weet nou alle goede en so aan. Dit is maar een klein dingetjie. Dra by tot mense se lewens. Hoe dit ook al mag wees, wat dit ook al beteken, dra by tot hulle lewens. Dan die laaste punt, en dis vir my die belangrikste punt, is God se teenwoordigheid. Lees 'n bietjie saam met my in die eerste versie daarso. Hy het gesê, ek sal jou nooit wat sê die woord nooit? Never, ever, begewe en jou nooit verlaat nie. Wat gebeur as jy in 'n oomblik van hopeloosheid is? Jy oortuig jouself, God het my verlaat. Mense het my verlaat. Die lewe het my verlaat. Daar's 'n woord wat praat van 'n argument. Daar's 'n argument en 'n pretension. Jy oortuig jouself, jy's alleen. Die woord van God sê, hy sê jy nooit begewe en jou man nooit verlaat nie. Die tweede versie wat daarmee saamgaan, vers Filippense 2. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Want dit is God wat in julle werk, dis die een wat ek wil onderstreep. God wat in julle werk. God is besig. Of jy dit nou voel, of jy dit nou nie voel nie. Of jy nou hoop het, of jy dit nie het nie. God is besig. Hy is by jou. Hy is saam met jou. Al gaan jy die vallei van die doodskaduwee,
Het julle gehoor nie die dood nie, die doodskaduwee. Sê hy, sal ek geen onheil vrees nie, hoekom? Want u is met my. Nou my vriend, ek wil vir jou stel, as nou weer teruggaan na Jacques, en nou steel ek sy storie weer, is, al gaan jy deur daai sel waar daar 40 mense is, en jy maak saak watter kant van die sy van die saak jy is nie. Al gaan jy deur 'n plek waar jou liggaam nie meer wil saamwerk nie. Weet jy wat jou liggaam nie meer wil saamwerk nie? En die Here begin nou sê, maar ek gaan jou soms gesond maak, en ander tye nie gesond maak. Besig om te gebeur. Die Here is nou besig om die tydelike klaar te maak, sodat dit vervang kan word met die ewige. Al gaan jy deur 'n finansiële scenario, al gaan jy deur tye waar jou familie, daar moeilikheid in jou familie is, al gaan jy die tye waar die omgewing nie meer so lekker saamwerk nie, raai wat? Hy sê, ek sal jy nooit begewe en jy nooit verlaat nie. Ek sal maar altyd by jou wees. Maar, dat is 'n groot maar. Dis, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, it's all good and well, vir my om hier te staan, en vir jou te sê, is jy dors, hier is water, en jy sê, dankie Kobie vir die water, en jy sit net daar. Jy moet opstaan en die water kom drink, om die water te geniet. Nee. God kan sê, ek is met jou, maar is jy met hom? Dis die ander saak. Nou wil ek vir jou iets sê wat waarskynlik van toepassing, jy gaan elke dit uniek op jou eie lewe van toepassing maak. Jy moet hoop gaan soek in sy teenwoordigheid. Vir sommige van julle gaan dit beteken musiek. Jy luister na musiek soos vanoggend. Jy kom by 'n plek waar jy met die Here spandeer, dat hy sy teenwoordigheid in jou openbaar. So vir sommige van julle gaan dit beteken dat jy in die natuur gaan spandeer. Jy gaan uit buitekant toe, jy gaan spandeer tyd daarso. Vir sommige van julle gaan dit beteken om tyd by 'n ander mens te gaan spandeer. Of iets van daardie aard. Vir my is Psalm 23. Ek spandeer nou al met Psalm 23 feitelik elke oggend, seker die afgelope 4 jaar. En elke oggend kom daar iets niets na vore. Ek ken elke woordjie al wat ek uit mekaar het pak. Ek weet nie wat jou geheim gaan wees nie. Jy moet jou geheim kry. Jy moet jou iets kry. Maar my broer, my suster, jy moet in die verteenwoordigheid van God kom. Laat jy oopmaak en hy maak oop. Dat jy konnekteer en hy konnekteer. Dat hy jou aanraak. Dat hy jou vat. Dat hy naby jou kom. Dit is jou taak. Julle kan onthou in die begin het ek gesê, jy moet hoop gaan haal. As jy hopeloos is, jy moet hoop gaan haal. En een van die grootste punte is, jy moet leer om sy teenwoordigheid te spandeer. Ek wil vir jou sê, ek erkenning dat, as ek hierdie woorde gebruik as ek sê, om in sy teenwoordigheid tyd te spandeer, sal daar miskien vir 1 of 2 van julle wat sê, maar ek is nie seker hoe om dit te doen nie. My vriend, gaan lees die woord van God, gaan praat met mense, gaan doen iets, maar vind dit wat vir jou, wat die regte ding is, wat vir jou beteken om in sy teenwoordigheid te spandeer. Maar weet jy wat? Weereens, ek weet nie hoe dit werk nie. Ek weet nie wat die meganiese kant is, hoe dit werk nie. Maar in die teenwoordigheid van God, gaan jy altyd, maar altyd hoop, ervaar en weer sien. Daar is nie 'n ander boodskap wat ek vir jou kan gee nie. Dankie Johan vir die laaste slide. As ons ten slotte begin saamvat, dan kan ons nou kyk na hierdie 4 woorde wat daar staan. God se, kom ons sê weer, ons vat dit saam. Hoop is amper soos bloed. As jy nie hoop in jou bloed, in jou are het nie, is dit baie moeilik om te lewe, om op te staan, om energie te hê, om die take te voltooi, om goeie verhoudings te hê. Dis bitter moeilik.
My hart breek vir hulle wat hopeloos is. En ek moet vir jou sê is dat, as ek so hoor en luister van internasionale oorloë wat gebeur, en in Suid-Afrika gebeur, en dinge wat in ons eiland gebeur, die onskuldige mense wat rondom al hierdie goed gebeur, die hopeloosheid wat hulle moet ervaar in daai situasies, my hart breek daarvoor. Want ek weet dat hopeloosheid is iets wat, as jy nie hoop het nie, is dit soos, jy's gedreineer. Jy het dit nie. God het vir ons geskenke gegee. Die eerste een is jou denke. Waar plaas jy jou denke? Jy moet gaan fokus op die dinge van wat reg is, en wat goed is, en wat goddelik is. Jy moet. Jou gawes, jou vermoëns, jou roeping, gaan lewe dit uit. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar jy kry hoop as jy begin uitreik. Jou familie, jou vriende, moet hulle nie sien as tools nie. Sien hulle as geleenthede. Sien hulle as plekke waar jy kan kom en jy kan net uitreik. Al ken jy die persoon van 'n bath soap, soos hulle Engels sê nie. Al weet jy sien maar net, wat ook al. Reik net uit, doen net iets. Jy weet mos hoe dit werk as jy gaan by 'n winkelsentrum kom. Hoe dikwels het ons R2 of R5 in ons beursies? En hoe dikwels gebeur het, dit is uit, dit is verby. Ek het al van tyd tot tyd, stap ek by wat ook al winkel in, soos Discovery of, net Discovery, dit skem wat ook al, en koop ek klomp goedkoop chocolate, so hele sak vol, druk ek daar my kar se kabiol, en dan, as ek nie geld het, dan gee ek vir die ou chocolate, want tenminste is dit daar. Ons kan altyd iets doen, maar die laaste een, sê ek weer, is die belangrikste. Al gaan jy deur die dal van die doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, daai teenwoordigheid. Ek noem dit weer, dus jy moet uitvind wat jou unieke antwoord is, van wat teenwoordigheid van God beteken. Want dit is uniek, dit is 'n unieke ervaring. Maar jy moet dit najag, dit is waar hoop vandaan kom. So ek wil aan jou die boodskap van hoop vir jou gee. As jy jouself in 'n hopelose ervaringssituasie sit, daar is hoop. En die hoop is Jesus. Ons gaan nou oor na nagmaal. En Johan, kan jy na die eerste versie, die heel eerste versie wat ons gelees het, net terug gaan soontoe. Romeine 15 vers 13, ja. Ek dink die meeste van ons weet waaroor nagmaal gaan. Dis die tyd wat ons in ons denke, in ons hart, in ons wese na God toe kom en ons sê, Here, met hierdie broodjie, met hierdie glasie wat ek hier eet, wat ek hier drink, wil ek net kom erkenning gee aan U, wat deur U gebroke liggaam en deur U gestorte bloed, die nuwe testament, die nuwe verbond, wat U vir ons gegee het, is daar 'n manier om aan U te konnekteer, om U te beleef, en te kan sien hoe U my lewe transformeer en verander. Ek kom gee net erkentenis daarvan dat U Jesus, dat U God is, dat U Vader is, dat U alles is. En in daai oomblik maak ek konnekteer ek net. Ek kom in die teenwoordigheid is een manier, ek kom in die teenwoordigheid van God en ek sê net weer vir hom, Here, U is alles en ek gee my alles aan U alles. Net waar ek is. Die brood is nie gebreek nie. En ons gaan die span gaan vir julle die geleentheid gee om vorentoe te kom en vir jouself die broodjie af te breek. Jouself jou glasie te vat en op 'n stoel te gaan sit en jou eie nagmaal te bewerkstellig. Wanneer ons dit klaar gelees het,
in klaar gebid het, sal die span vorentoe gaan, hulle sal dit gaan gereed maak, en as julle kan, ek weet nie of hulle musiek gaan maak, of speel nie, maar hoe dit ook al sê, maar dan gaan dit jou oomblik wees. Maar ek wil hê, jy moet mooi hoor vandag. Hierdie is 'n geleentheid vir jou, om vir die Here te sê, Here, ek het hoop gaan soek by geld, ek het hoop gaan soek by nuus, ek het hoop gaan soek by daai persoon en daai persoon, ek het hoop gaan soek by al die verkeerde plekke, en ek het tekort gekom. Maar ek kom nou na U toe, en ek stel my hoop op U, en ek konnekteer aan U, om my hoop van U af te ontvang. Kyk 'n bietjie weer na daai skrifgedeelte. Maar God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Here Jesus, as ons nou so voor U buig met hierdie woorde wat in ons ore sing, kom ons na U toe en ons erken die feit dat U die bron van ons hoop is. En my gebed is vir elke enkel persoon wat vandag hier so sit, en ek sluit met myself in daar so Here, wat deur daai oomblikke gaan van hopeloosheid, dat ons baie vinnig sal omdraai, met ons denke, met ons roeping, met ons, met mense, met U teenwoordigheid, net weer reconnecteer, herconnecteer, soos Henny gesê het, reset, net reset, om by U, aan U te geconnecteerd te wees, want dit is ons bron van hoop. En nou Here, bid ons oor hierdie elemente, ons bid dat U dit sal heilig, ons weet dit is net symbole Here, maar ons bid dat U die oomblik sal heilig, sodat elkeen van ons, soos wat ons 'n stukkie brood vat en 'n glasie vat, net met U sal connecteer. Word U verheerlik in dit alles. Dankie Jesus. Amen. Kyk, dankie.